sonde, want my verlosser leef. Ek eer die Here want hy is goed vir ons en daar is niemand soos hy nie. Ek glo met my hele hart. En hoekom glo ek dit? Want ek weet wie God is. Ek weet hoe hy werk. Daarom glo ek met my hele hart vir iemand en dalk vir almal wat dit gaan vat, het God iets in stoor vanoggend. Ek glo dit met my hele hart dat die Here wil vanmôre vir iemand oplig, iemand aanraak, iemand genees, iemand herstel, wie ook al in geloof vanmôre gaan kom. God gaan jou nie teleurstel nie. Ek wil vanmôre met u praat oor God is en bly altyd getrou, en ek wil 'n paar gedeeltes saam lees uit die woord van die Here uit. Nou kan ek nou net sien, ek wil nou nie met negatief bely nie, maar is hier iemand wat vanmôre deur 'n storm gaan? Is hier so 'n paar ouens wat meer vrae het as antwoorde? So 'n paar dan praat ek met gewone mense vanmôre. Prys dit. Miskien net kom jy daar uit of miskien gaan jy nog soontoe. Maar ek hoop nie vir jou so nie. Ek spreek lewe oor jou, maar die realiteit is ons is in 'n gebroke wêreld. Realiteit is daar is storms, daar is challenges en daar's goed wat ons nie altyd verstaan nie. Maar die waarheid is ons God is in beheer. Hy is op die troon, hy leef, hy het dit vanmôre. En jy moet dit vanmôre ook kan glo dat God het dit. Nou in my lewe het ek al baie keer nie verstaan hoekom ek deur sekere goed moet gaan nie. Veral as jy tydkeer jy dien die Here en jy soek die Here en jy gaan kerk doen, jy doen alles wat jy dink jy moet doen en dan gebeur daar goed met jou wat sê Here, ek verstaan nie hoekom het hierdie ding nou in my lewe gebeur nie. Ek verstaan nie hierdie storm waardeur ek gaan nie. Ek verstaan nie hoekom voel dit vir my dat dit nie net in drieë is nie. Dit voel of dit repor net. Dit is jy haal nog nie eens asem van die een ding nie, dan is die volgende challenge en dan kom 'n mens op 'n plek waar die vyand baie keer reg kry en my eie gedagtes dit reg kry om my te laat glo dat ergens het of ek iets verkeerd gedoen, so ek het ergens 'n deur oopgemaak. Ergens het ek iets gedoen sodat die bloed van Jesus Christus gelig kan word, as dit ooit kan gebeur, glo ek nie. Maar ons glo dit. So ergens het ek 'n gaping oopgemaak dat die duiwel kan inkom. Of ergens, Here, ek verstaan nie, is God besig om vir my iets in hierdie saak te probeer wys, of wat ook al het, en dan kom al hierdie vrae, nie een van daai vrae bring my nader aan God nie. Het jy al dit agtergekom? Wanneer jy deur daai storm kom en jy begin vra, nie een van daai vrae bring my nader aan God nie. Inteendeel, voel dit of dit my skeiding maak tussen my en Here. So dit is 'n bewys dat die vrae en die hoekoms en die waaroms nie van God af is, of deur sy Gees gelei is, en dit is nie 'n openbaring nie. Sou dit 'n openbaring van die Heilige Gees gewees het, sou dit my gebring het by 'n plek waar ek kon herstel word en nie in meer verwarring kom nie. So ek het al deur baie goed gegaan in my bediening, in my persoonlike verhouding met die Here, in ons lewens waar goeie bly net verkeerd loop en dan begin 'n ou fout soek. En in my eie lewe het ek al baie keer, hoe meer ek fout soek, hoe meer kry ek fout. En die rede daarvoor is dat ek 'n mens is. Hoe meer ek gaan selfondersoek instel in my eie lewe sonder die Heilige Gees. Nou Here, nou het ek ergens fout gemaak, want hoekom gebeur hierdie goed? Hoe meer kom ek agter hoe feilbaar is ek en hoe verder voel ek weg van God af. Want ek probeer fout soek, hoekom gebeur dit? Want nou kom die aanklaer, die vyand ook. Jy sê, ja, dis nou wat jy gedoen het, en jy het hierdie dag dit gedoen, en jy daai dag die ding gesê, en nou voel jy nog in 'n guilt trip ook, en jy's deur al hierdie storms, en niks van dit is deur die openbaring van die Heilige Gees wat kom. Die Gees van God kom om ons te leer en ons te lei, en aan ons te kom openbaar, en ons te help, sodat ek nader aan God kom. En dan gaan 'n ou neer die rabbit hole in,
En dan verstaan ons nie, want ons het hier die idee, dat wanneer ek die Here dien, dit met my net goed sal gaan. Wanneer ek die Here dien, elke storm afgeweer sal word. Dat wanneer ek die Here dien, elke siekte afgeweer sal word. Dat wanneer ek die Here dien, ek nie in die hospitaal sal beland nie. Wanneer ek in die Here dien, ek nie mense gaan hê wat van my gaan skinder of gaan praat of gaan sleg sê, of mense wat vir my lief is, wat ewe skielik hulle rug op my draai en my in die rug steek, en al hierdie goed kan nie met my gebeur as 'n kind van die Here nie. Hoekom? Want ek het mos die guns en die seën van die Here, en as enige iets met my gebeur wat anders as dit is, dan moet daar fout wees. Seker nou nie in Leidenburg nie. Maar in my lewe het ek dit al gedoen. Dan arbei ek vir die Here en ek dien die Here en ek doen alles wat ek kan en goed loop verkeerd. Dan eerste wat ek doen, sê Here, wat het ek nou verkeerd gedoen? Waar het ek hierdie deur oopgemaak? Waar het ek hierdie goed is? En die realiteit is dat dit is 'n leuen van die vyand wat my laat glo dat ek nooit deur storms sal gaan nie. Nou, die eerste ding is, wanneer jy, daar sekere dinge, ons moet verstaan in hierdie wêreld, dat God het aan die mens keuses gegee. God het aan die mens sy eie wil gegee. En ons is in 'n wêreld vol mense, wat of hulle wil aan God kan onderwerp, of hulle wil nie aan God kan onderwerp nie. So heel eerstens het my eie keuses ook baie keer gevolge. Baie keer kyk ek ook nie na myself op 'n jonger ouderdom nie, en dan betaal ek as ek ouer is sekere goed. Partykeer is daar maar net goed wat gebeur. So nie elke kanker het te doen met bitterheid nie. Nie elke keer, daar is dit, waar mense met bitterheid loop en dit kanker voel. Maar ander keer, tot diere kry kanker. It's the nature. Baie keer eet ons nie gesond erns nie en iets word. Baie keer stres ek te veel en dit veroorsaak dat kanker. So daar's baie dinge, die mense maak keuses. En my keuses beïnvloed die ou langs my. So as ek slegte keuses maak, gaan dit my vrou en my kinders en die gemeente beïnvloed. As jy gaan verkeerde keuses maak, gaan dit jou gesin en jou man of jou vrou en mense by jou werk, dit gaan mense beïnvloed. Is dit God se wil dat ek verkeerde keuses moet maak? Nee. Waar's die Here dan in hierdie saak? Jaco, asseblief, moenie hierdie ding doen nie. Moet nou nie hierdie verkeerde besluit maak nie. Die Gees van die Here pleit by die mens en hy sê moet dit nie doen, but I make choices. So my keuses beïnvloed mense om my. En ander mense se keuses kan my negatief beïnvloed of ek nou die Here dien of nie. En dit het niks met God se hart of sy wil uit te waar nie. God se hart is nie dat dit moet gebeur nie, maar tog gebeur dit. Hoekom? Want die mens maak keuses of binne God se wil of buitekant God se wil. So ons moet verstaan dat ons is in 'n wêreld wat nie meer volgens God se voorskrifte lewe nie. Ons is in 'n gebroke wêreld, maar dit beteken nie dat God is nie in beheer nie. But there's some things that God give to the human race. Ek sê, ek gee my woord vir julle, ek gee my gees vir julle, ek gee vir julle alles wat tot die lewe en oorwinning lei, maar kies self, ek hou vir jou voor, die lewe en die dood, die seën en die vloek, kies self wat jy gaan maak, maar elke keuse gaan jou bring voor God op die einde van die dag. So ons moet dit verstaan, there is life. Beteken dit dan, God kan my nie help wanneer ek in die moeilikheid kom nie? Nee, dit is waar ons die fout maak, dat die oomblik as goed verkeerd loop, dan dink ons, Here, wat's fout? In steede daarvan om na hom toe te hardloop en sê, Here, U is my hulp, U is my rots, U is die antwoord. En ek wil met U saam lees uit die woord van die Here, Ecclesiastes, dis ons Prediker, nee, hierdie Ecclesiastes is Prediker, nee, ja, Prediker, hoofstuk 8, vanaf vers 11, tot met vers 15, ek het al hierdie getuienis gebring, ek en Jesse het op 'n stadium, het gaan ons deur ook 'n rowwe tyd, ek gaan hom nou nie oorvertel nie, maar ek het ook hierdie vraag gehad, Here, ek kan dit nie verstaan nie, ons dien die Here, hoekom moet ons sukkel? Ecclesiastes is mos Prediker, nee, help my gou reg, ek is nou die mekaar, ja, is reg, is Prediker,
hoofstuk 8 vanaf vers 11, en ek het hierdie worstelstryd terwyl ek en Jessie deur 'n moeilike seisoen in ons lewe gaan, en ek het hierdie verstandhouding, Here, maar as ek alles reg doen, moet dit alles in my lewe ten goeie mee. Alles moet net dadelik werk. Weet, en dit is die ander ding, ons is ongeduldig, ons wil hê dit moet nou wees, en ek wil altyd alles verstaan waarmee God besig is. Ek wil altyd vooraf, as God my daarom net sê, okay, hierdie ding gebeur nou omdat ek hiermee besig is, dan sou dit vir my beter gewees het. Maar die Here laat my nie alles verstaan nie, hoekom nie, sodat ek in hom kan glo as goed verkeerd gaan. En ek sit met hierdie storm, en ek sê, Here, ek kan nie verstaan nie, hoekom dien ons die Here, en goed glo verkeerd, maar kyk daai ouens, hulle dien nie eers die Here nie, en kyk wat so karre ry hulle, kyk wat so kos eet hulle, kyk hoe gaan dit in hulle lewe, en ons wat die Here dien, hoekom? Dis mos nie wat die woord sê nie, die woord sê dan jy moet geseën wees, en die Here bring my by hierdie skrif. Lees dit saam met my. Hy sê daar van vers 11 af, omdat die oordeel oor 'n verkeerde daad nie gou voltrek word nie. Daarom is in die hart van die mensekinders in hulle vol om kwaad te doen. Aangesien 'n sondaar 100 maal kwaad doen en hy lank lewe. Nou hier's die ding wat ons glo. Alhoewel ek weet dat dit goed sal gaan met die wat God vrees, omdat hulle voor sy aangesig vrees, en dit nie goed sal gaan met die goddelose, en sy daan nie verleng soos 'n skaduwee nie, omdat hy voor die aangesig van God nie vrees nie. Dis wat ons almal glo, nê. So dit moet met die goddelose nie goed gaan nie, maar met ons sal dit net goed gaan. Maar dan sê hy dit verder, hy sê dis 'n nietigheid wat op die aarde is. Dat daar regverdiges is met wie dit gaan volgens die dade van die goddelose. Eina. En dat daar goddeloses is met wie dit gaan volgens die dade van die regverdiges. So sê ek dan dat dit ook nietigheid is. Met ander woorde, die realiteit is, daar is kinders van God wat die Here dien in vrees en in waarheid, maar goed loop verkeerd in hulle lewe. Nie omdat hulle iets verkeerd gedoen het nie, maar omdat die vyand jou haat, omdat mense feilbaar is, omdat die stelsel in hierdie wêreld nie meer volgens God se vrees ingerig is. Mense vrees nie meer God nie. Mense wil soek nie meer nie. Mense ons sien nie mekaar meer nie. Die woord van die Here sê in die laaste dae sal die liefde van die meeste mense verkoel. Mense sal meer liefhebbers van genot wees as liefhebbers van God. So ons is in 'n tydperk waar die vyand mense se lewens beheer en keuses gemaak word, en ongelukkig kry ek en jy baie keer seer. Maar die ding is dat daar is onregverdiges wat ook seer kry. So dit is, niemand is uitgesluit in 'n gebroke wêreld nie. Maar ons het een ding wat baie en ander nie het nie. Ons het 'n God wat ten spyte van my omstandighede kan opstaan en sê, my kind, ek het jou. Ek het 'n God wat my nie gaan val, maar as ek gaan begin twyfel, en dis waar die vyand wil hê, dat ek in God se vermoë in my lewe moet betwyfel, omdat goed verkeerd loop, sê Here, maar hoe kom nou dit? In steede daarvan om te sê, al gaan ek deur die dal van doodskaduwee, al val daar 1000, God het nêrens gesê, daar sal nie 1000 aan my sy en 10.000 aan my regterhand val nie. Hy het nêrens gesê, al loop 'n bende my storm. Hy het nie gesê, die bende sal nie storm loop nie. Al kom daar 'n bende teen my, hulle sal dit sal omgedraai word. Al gaan ek deur doodskade, ek sal daar deur gaan, maar ek sal nie vrees as ek daar deur. So I am going through some things in my life, but the thing is, I have a God that is in my side. Ek het 'n God wat in my storms daar is, en die vyand wil nie hê dat jy in jou vertroue in God moet sit nie. Hy wil hê jy moet fout soek by jouself. En dit is so, ek moet saam met die Heilige Gees, Here, het ek iets verkeerd gedoen? Nee, Here, ek weet mos ek het nie iets gedoen nie. Hierdie goed gebeur, nou moet ons die deure soek wat oop is nie. Man, die woord van die Here sê, jou worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, teen die bose magte, die owerhede. We are in war. Ons het aanslag, ons het dinge wat gebeur, maar dan sê vir ons, hier 'n dingetjie verder in vers 15, daarom het ek dit vreugde geprys, dat daar niks beter is vir die mens onder die son nie, as om te eet en te drink en om te verheug
dat dit hom mag begelei by die moeitevolle arbeid gedurende die dae van sy lewe wat God hom mag gee onder die son nie. Met ander woorde, om dankbaarheid te hê. Om in alles, nie oor alles nie. Om in alles te sê, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig, Here, dankie, al loop goed vir my in my lewe verkeerd, ek het nog 'n stukkie kos wat ek kan eet. Here, al wil die vyand, Here, niemand kan my skei van die liefde wat daar in Christus Jesus nie. Al voel ek nie vanmôre lus om te worship nie. Ek het nie 'n God wat net opdaag wanneer ek lus het om te worship nie. Ek het 'n God wat daar is as ek nie eers weet hoe om te bid nie. Ek het 'n God wat daar is. Hy is nie net daar en aktief in my lewe besig wanneer ek goed kan bid en ek lekker kan bid en ek lekker kan. He is faithful. Hy is getrou tot op die einde. En ek wil vanmôre vir jou sê, maak nie saak hoe jy vanmôre voel, hoe seer, hoe stikkend, hoe alleen en hoe ver van God af jy voel nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, God is by jou. Hy sê, kyk, ek hou jou in die palm van my hand en niks sal jou ooit uit my hand uitruk nie. God is nie die wat verander as goeders om my verander nie. Hy is gister, vandag tot in alle ewigheid dieselfde. En ja, goed gebeur in my lewe, but that doesn't mean it is God that has changed. He is faithful. He is faithful. He is faithful. En ek wil vanmôre vir jou sê, daar's tye wanneer my hele wese bewe en alles in my, ek het net vra en alles, en dan vind ek net vrede, Here, solank U net my het. Weet nie wat hier gebeur nie. Ek weet nie eens om wat se deur te bid nie. So, al wat ek dan doen is ek pleit die bloed van Jesus. Ja, maar jy moet dan weet, waar is hierdie deur wat I don't care. I am in Jesus. As ek in hom is en sy woorde in my, dan kan ek vra net wat ek, die bloed van Jesus. Hy sê op 'n ander plek, en hulle die vyand oorwin deur die woord van hulle getuienis en deur die bloed van die lam. En as ek onder die bloed van Jesus Christus is there's no door. Die duiwel het nie 'n antwoord tot vandag toe vir die bloed van die lam nie. Die vyand het nie die antwoord vir Jesus Christus nie, maar daarom wil hy my laat twyfel in dit wat God in my kan doen, omdat hy my laat kyk na dit waardeur ek gaan en hoe ek voel vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou sê, die laaste ding wat jy kan vertrou is jou feelings. Die laaste ding wat jy met geestelike goed kan vertrou is feelings. Want daar was tye wat ek naby aan God gevoel het en daar was tye wat ek ver van God af gevoel het, maar hy was al die pad daar. Daar was tye wat ek gevoel het, Here, ek weet nie eens of God my raak sien en dan kom bederf God my met iets. Dink ek, Here, hoe kan U nou vir my dit gee? Ek voel nou al so skuldig, ek kon nie eens vir 2-3 dae bid nie, nou kom gee die Here vir my. Hoekom? Want sy getrouheid is nie afhanklik van my performance nie. Hoor wat ek vandag, God se getrouheid is nie afhanklik van my performance nie. Hy het my eerste lief gekry. Ja, wat ek doen, gaan enig vir my loon. So, wat ek doen, het te doen met my loon, maar dit het nie te doen met God se getrouheid nie. Want hy sê, al is ek ontrou, hy bly getrou. So, God gaan nie net my help wanneer ek kan bid nie. En dit is wat die vyand vanmôre, daar's tye wat ek voel, Here, ek kry nie vandag gebid nie, ek kry myself maar redelik baie jammer oor my stormpie, en ek kan nie eens positief, my pa het altyd sê, my seun, as jy deur 'n storm gaan, moenie eers bid nie. Jy sê, want dan gaan jy negatief bid. As jy in 'n storm is en jy begin te bid, ag Here, kry jouself verskriklik jammer, en dan bid jy negatief. Sê, as jy in 'n storm is, moenie bid nie, lees woord. Lees woord. Hoekom? Want geloof kom deur die gehoor, en die gehoor is deur die woord van die Here. As die vyand aan vir jou sê, hoor hierso, jy gaan dit nie maak nie, dan sê jy vir hom hierso, alles werk ten goeie mee vir hulle wat die Here lief het, dat hy weet wat ek nodig het, hy weet ek het kos nodig, hy weet ek het brood nodig, hy weet ek kan nie myself help nie, my vertroue is op die Here, en dan as ek bid, dan begin ek woord te bid, en nie my emosies nie, want ek wil hê vanmôre, die vyand wil hê jy moet emosioneel optree, hy wil hê jy met jou oë uithuil, en dit's niks fout om te huil nie, maar moenie jou emosies vertrou met geestelike goed nie. Daarom moet jy deur die gees van God gelei word, en nie deur jou emosies of jou vleesmens. My emosies het my al in die plekke ingevat.
Want ek weet nie van jou nie, ek is 'n ou wat met prentjies sien. Ek sien die rolprent en ek het nogal geupgrade in weet van swart en wit af. Ek is al by 4K of wat 8K, HD, high definition. As jy vyand vir jou sê, luister, daai ou like jou nie, hulle is kinders van jou. Dan sit alleen, maar in jou gedagtes sien jy hoe daai ou van jou praat met ander en ander saam praat. So jy sien die hele rolprent. En as jy daai rolprent klaar gekyk het, dan sien jy op 'n lekker plek nie. En dan begin die vyand en hy begin vir jou leuns vertel. En hy laat jou optredes van ander glo, wat nie eers daar bestaan nie. En hy kry jou in 'n gat van emosionele optrede. En dis nie omdat daar fout is by jou nie, ons almal doen dit, of die meeste. En jy seker ander ouens wat sê, soos water van die een se rug af, werk jy nie om nie. Ek is goed vir jou, jy moet 'n bietjie kom vir, dat jy my berading kan gee wat dit aanbetref, want ek sukkel nog daarmee. Partykeer kry ek reg, ander kere kry ek myself maar baie jammer. As ek weet mense like my nie. Maar dan wil ek baie keer God se getrouheid meet aan wat mense doen in my lewe. Kom ons gaan verder na die woord van die Here toe. Ek wil my haas Psalm 34 vanaf vers 8 tot en met vers 23, Psalm 34. Jy kan die hele Psalm gaan lees op jou eie, maar nou ter wille van tyd wil ek net daardie aanhaal. Hy sê dan van vers 8 af, die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Jy weet die woord van die Here sê dat die engele is dienende geeste wat uitgestuur word ter wille van hulle wat die Here liefhet. En hy praat daar, hy sê die engel van die Here trek 'n laar. Nie die engele nie, die engel van die Here trek 'n laar. Een engel slaan 185.000 mans dood in 'n aand se tyd voor die son opkom. Soldate, getreinde ouens, een engel van God slaan 100 en ek gee nou nie eer aan engele nie. Ek wys maar net dat die engele is nie klein ouetjies nie. En God sê dat die engele is dienende geeste wat vir jou en vir my uitgestuur word. Hoekom het ek 'n engel nodig? Omdat ek nie myself kan beskerm nie. En nou kom die vyand, jy kan nie lekker bid vandag nie, nou is jy oop vir die aanval van die vyand, want jy is sonder beskerming, omdat jy so, nee, God weet wanneer sy kind hulp nodig het, en die engel van die Here word uitgestuur om 'n laar, om hulle te trek, vir wie God lief is. Nou, hoe is dit dat ek en jy sien, dis wat ons glo, wat die vyand toestemming gee op my lewe. Nou is ek oop vir die aanslag van die vyand, die tonge is los, nou moet ons nee, ons moet staan en bid en sê, al val daar 1000 aan my sy, al val daar 10.000 aan my regterhand, na my toe sal dit nie aankom nie, al kom hulle voor my aan, op 7 paaie sal hulle voor my uitvlug. Hoekom? Omdat ek iets is, nie omdat ek 'n God het, wat vir my omgee, wat vir my, hy behandel nie met my volgens my swakhede nie, hy handel nie met my volgens my tekortkominge nie, hy handel met my volgens sy goedertierenheid, en sy liefde, want hy is vir ewig getrou. As dit vir my performance afgehang het, was ek elke dag in die moeilikheid. Jy sien, en ons dink dit is maar performance that makes God perform. Nee, 5, ek moet glo. Geloof is die sleutel van alles. Maar as iemand wat bo dit alles is, en dit is God. En ek wil vanaf vir jou sê, as my, kyk, ek kan nie lekker hardloop nie, nie 'n plan, ek kan nie hoog spring nie, maar as my kind uitroep daar van die huis af hier buite, en jy hoor mos so gil, dan weet jy, dis nie 'n normale gil nie, dit klink soos, nou is die moeilikheid. Kyk, ek kan hoor, dan skop goed in, ek kan oor goed ook kom agterna, dan hoe het ek daaroor, maar jy kom daar, hoekom? Want as iets omtrent 'n ouer, wanneer sy kind in die nood is. En hy sê, as julle wat slegte paas is,
weet om goeie gawes vir julle kinders te weet. Hoeveel te meer nie jou hemelse Vader nie. En tog het ons in hierdie prentjie van God, dat God sit daar bo en ek spartel hier onder en nou moet ek God kry om ergens net vir my bietjie aandag. Ek wil vir jou sê, dis nie die tipe God wat ek dien nie. Hy het vir my 'n belofte gegee. Ek hou jou vas in die palm van my hand en niks sal jou ooit uit my hand uitruk nie. Kyk, ek is met jou tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Ek sal jou nie begewe nie. Ek sal jou nie los nie. En dit beteken al gaan ek deur wat, al breek die hel om my los. God sê die vlamme sal my nie brand nie. Hy sê as jy deur die vuur gaan, sal dit jou nie strooi nie. Waarom laat jy toe dat die vyand jou vanmôre kry op 'n plek wat vir jou sê daar is nie vir jou uitkoms nie. God sien jou nie raak nie. God weet nie waardeur jy gaan nie. Miskien is daar ergens 'n oop deur. Do you really think that God will allow the devil to come in because you are weak? Praat nou nie van opsetlik sondes nie. Paulus kom hy sê, ek het die Here 3 keer gebid vir die vyand om weg te gaan. En God sê nee, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. As dit dan van my krag afgehang het, as dit van jou vermoë afgehang het om te kon bid, sou jy nie gewees het vandag nie. Ek het vir jou eintlik goeie nuus. As dit van jou gebedslewe afgehang het, dan was jy nie hier vandag nie. Ja, maar ek daar is tye wat ek dan gebid het, ja, maar daar was tye wat jy jou uitgehuil het en jouself baie jammer gekry het. En hier sê nog steeds. Daar was tye wat jy geestelik bo was en daar was tye waar dit gevoel het, Here, ek weet nie wat ek kan doen nie. Ek weet nie of ek moet vorentoe of agtertoe of links of regs nie, want ek verstaan nie wat in my lewe aangaan nie. Ek bid en ek vra vir 'n oplossing en dan kom net nie 'n oplossing. Het jy al gebid en dan gebeur dit nie dadelik nie? Het jy al gebid vir 'n sekere ding en jy bid vir genesing en dan gebeur iets heeltemal anders en dan kom jy vir ja, jy het verkeerd gebid, dis hoekom jy nie kon genesing kry nie, dis hoekom dit nie it's lies. God het dit. En ek moet glo dat wat ook al in my lewe gebeur as ek aan hom submit, as ek my humble voor God en ek hom soek met my hele hart, al ek is nie God nie, ek gaan val. Maar dink jy God het nie in sy goddelike plan voorsiening gemaak vir jou swakhede nie? Praat nie van jou opsetlike sondes en hardkoppigheid, ek gaan maak, dan gaan jy keuses gemaak. But while you walking after God, you making mistakes. Dink jy regtig waar? En God sal tigtig. As dit nodig is, hy sê ek tigtig hulle wat ek lief het, maar die tigtiging en die hand van God wat kom in vrees is iets anders. Waar hy sê God is 'n verterende vuur, vreeslik is dit. Dis iets anders as tigtiging. Dis iets anders wanneer God se woede ontvlam teenoor iemand en God se tigtiging inkom. Dit lyk nie dieselfde nie. Jy sal weet en jy moet regtig baie droog maak. Jy sal met opsetlik na God kom nie net en God gee waarskuwings. God praat baie keer hard en baie keer praat hy sag en baie keer praat hy mooi, maar daar kom 'n tyd wat hy ophou praat. So God kom nie net die eerste keer as jy val en sê vat vir jou. Kry vir jou bietjie siekte, kry vir jou bietjie goed. Jy wil mos nie luister nie. Hier's vir jou nou oop deurtjie. So vyand, vat die oop deur. Wat so tipe God is dit? Wat dit sal doen. Jy gaan regtig waar opsetlik nie moet luister na God herhaaldelik voordat God gaan terugstaan. Hoekom? Want God weet dat ek het hom nodig. So jy gaan regtig moet droog maak. So moenie droog maak nie. En as jy droog maak, bely. Is daar iemand is wat God se guns nie moes beleef het nie, is dit Dawid. En God het met hom hard gepraat, God het hom bestraf op tye. Maar nog steeds het hy God se hand gesien in sy lewe.
En ek wil vanmôre vir jou sê, moenie laat die vyand jou vanmôre sê dat jy omstaan nie. Kom ons gaan vinnig verder, ek sien die tyd stap, maar is so lekker om die Here sy naam groot te maak. Vers 9, hy sê, smaak en sien dat die Here goed is. Wel geluksalig is die man wat by hom skuil. Nou as jy nie 'n storm het nie, het jy nie nodig om te skuil nie. Ja, en is net so, net om vir jou te sê, jy skuil nie van iets as dit met jou goed gaan nie. Jy skuil wanneer jy storms het, of 'n aanklaer het, of 'n vyand het. Vrees die Here oor sy heiliges, want die wat hom vrees het geen gebrek nie. Die jong leeu's ly armoede en het honger, maar die wat die Here soek het geen gebrek aan enige iets nie. Kom kinders, luister na my, ek wil julle die vrees van die Here leer. Wie is die man wat lus het in die lewe, wat die dae lief het om die goeie te sien? Bewaar jou tong van wat verkeerd is en jou lippe dat hulle jou nie bedrog spreek nie. Wyk af wat van verkeerd is en doen wat goed is, soek die vrede en jaag dit na. Die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. Die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners, om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei. Nou tot hiertoe, as ons nou gelees het, klink dit redelik baie goed. So ek moet die Here vrees, ek moet my mond bewaar en ek moet alles doen en so dan gaan dit. Nou ek wil vir jou sê, in my storms het ek al die voorsieninge van God gesien. In my storms het ek nog nooit 'n tekort gehad nie. So wanneer hy praat dat ek nie 'n gebrek sal hê nie, praat hy nie van oorvloed nie. Hy praat van dat God weet wat ek nodig het. Dat ek het nog altyd gekry wat ek nodig gehad het om deur te kan kom. Hy sê hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die wat gebroken is van hart en verlos die wat versla is van gees. Wie is daar wat vanmôre kan sê, ek ken gebrokenheid van hart en verslaanheid van gees? Is hier iemand wat vanmôre sê, ek ken die gebrokenheid van hart en die verslaanheid van gees? En die Here sê, ek is naby aan hulle. Ek is nie ver van jou as jy so voel nie. Ek is nie 'n God wat nie omgee wanneer jou hart in benoudheid is en jou gees verslaan is nie. Ek is 'n God wat naby aan jou is. Ja, jou emosies sê, waar is God nou? Want kyk hoe voel jy? Dan sê ek, maar die woord van die Here sê, dis juist wanneer ek die nabyheid, die krag, die voorsiening en die reddende krag van God in my lewe gaan ervaar. So as jy nou vanmôre so voel, het ek vir jou goeie nuus. God is gaan homself aan jou kom openbaar as 'n God van wat naby is. Al gaan jy vanmôre, al voel jy vanmôre moeg, al voel jy vanmôre versla, al voel jou hart vanmôre, het ek goeie nuus. Jy gaan die bonatuurlike krag van God se teenwoordigheid in hierdie situasie in jou lewe begin ervaar. Ek wil vanmôre vir jou sê, die geheim is net, draai jou oë na God toe. Dawid sê, waar gaan my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. So God is naby aan jou vanmôre. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige. Dis nou nie 'n lekker skrif om in die Bybel te sien nie. Menigvuldig, ek is nou nie om negatief te praat nie. So ek wil jou nou nie moedeloos maak as jy, ag Here, dan is daar nog een wat kom nie. Maar hy sê menigvuldig. Dit beteken meer as een keer. Kom daar teëspoede in my lewe. Meer as een keer, van wie? Die onregverdige, nie die regverdiges. Daar gaan goed in my lewe baie keer verkeerd loop, en dis nie omdat ek nie God lief het, of omdat ek nie glo, of omdat ek nie bid nie, of dit is maar net iets wat gebeur, dat menigvuldig, maar hoor wat sê die belofte van die Here. Hy sê, menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom, uit dit alles, deur elke storm, deur elke situasie, deur elke hartseer, deur
elke moegheid sal God jou red. Die vyand gaan nie sy sin kry nie. Hy dit wat die vyand gestuur het om jou dood te maak, gaan gewoon omkeer sodat hy kan lof kreeg. Ek wil vanmôre vir iemand sê, jy gaan lewe en jy gaan nie sterwe nie. Ek wil vanmôre vir iemand sê, jy gaan nie ondergaan nie, maar God gaan jou optel. Jy voel vanmôre, Here, ek is besig om alles te verloor. Ek voel in 'n gat, ek is moeg, ek kan nie meer nie. Ek het vir jou goeie nuus. Daar is 'n God wat vanmôre vir jou sê, hulle wat op die Here wag, hulle kry nuwe krag. Hulle sal opstyg. I want to tell somebody, iemand moet dit hoor vanmôre. God sê soos 'n arend, soos 'n arend. Jy voel soos 'n kuiken, jy voel vanmôre verwerp, jy voel vanmôre moeg, jy voel vanmôre, Here, ek kan nie meer nie. Ek sit op hierdie hoopie, ek soek net 'n antwoord vanmôre en ek vanmôre vir jou sê, God sê, I am still the answer. Al is jy vanmôre in die leeukuil, al is jy vanmôre omring met leeu's wat om jou loop en brul, God sê, ek sluit die bekke van die leeu's vanmôre en hier sal jy uitkom. Hierdie plek waar jy is nie jou huis nie. You're not gonna stay here. I'm about to lead you into victory. Ek wil vanmôre vir iemand sê, die vyand het vir jou gesê, it's over. But I'm telling you, there's a God in heaven and he's close to you. God sê, ek het jou my kind. Ek het jou my kind, jy gaan hier uitkom. Al is die teëspoede menigvuldig, maar uit elke liewe een, there's not one thing you are going through that I'm not going to save you from. Dankie Here daarvoor. Wil jy net daar waar jy is, Here, dankie. Dankie Here, hier gaan ek uitkom. Hier is nie my huis nie. Ek gaan nie hier tent opslaan nie. Dis die baie ouens wil tent opslaan in die storm. Ek wil vanmôre vir jou sê, trek jou tentpenne uit. Maak gereed om te trek. God sê, you're not gonna stay here. Jy gaan nie in hierdie siekte bly nie. Jy gaan nie in hierdie moegheid bly nie. Jy gaan nie in hierdie verlorenheid bly nie, want dis nie waar God jou wil hê nie. Dis waar die vyand jou wil hou. Maar God sê vanmôre vir jou, maar kyk net, ek is saam met jou. Hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Die onheil maak die goddelose dood en die wat die Here, die regverdige haat moet daarvoor boet. Die Here verlos die siel van sy knegte en almal wat by hom skuil hoef nie te boet nie. So vanmôre vir jou sê, skuil net by hom. Skuil net by U. O Here, skuil net by U, o rots van die eeue, ek skuil net by U. Skuil net by die Here vanmôre. Kom net van vanmôre en sien. Hy sê, smaak en sien dat die Here goed is vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou sê, die vyand het jou laat bevraagteken oor God se goedheid. I'm telling you, God is a good God. God het nog nooit gefaal nie. En ek kom na die laaste twee skrifte toe. Lamentations 3 vers 21 to 26. Hy sê daarso vir ons, hy sê, dit sal ek ter harte neem. Daarom sal ek hoop. So met ander woorde, neem dit ter harte vanmôre. Neem dit ter harte vanmôre. Skryf dit op jou harttafels neer. Sê, dit is die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie. The only reason why you are here today is because of God's goodness. Dit is oor die goedertierenhede van die Here dat ons nie omgekom het nie. Want sy barmhartighede het geen einde nie. Hulle is elke môre nuut. U trou is groot. Die Here is my deel en my siel, daarom sal ek op hom hoop. Goed is die Here vir die wat op hom hoop en vir die siel wat hom soek. Dit is goed om in stilte te hoop op die hulp van die Here. Ek wil vir jou sê, it's because of God's faithfulness. Dit is hoekom jy nog hier is vanmôre. Dit is omdat God goed is. Dit is omdat God getrou is. Ek wil vanmôre vir jou sê, dan gaan ek afsluit met Jesaja 41 vanaf vers 8, hy sê, maar jy, Israel, my knegt, Jakob, wat ek uitverkies het, nageslag van Abraham, my vriend. Ek sal julle nie meer diensknegte noem nie, maar ek sal julle my vriende noem. Het jy God uitgekies of het God jou uitgekies?
Het jy eerste God lief gekry of het hy jou eerste lief gekry? So God het jou gekies. God het my gekies. Dink bietjie daaraan. God het besluit om jou te kies, om jou lief te kry. Nie omdat jy dit verdien of omdat jy iets reg het, omdat hy alles reg het. God chose you. En as God jou gekies het, hoekom gaan hy jou nou los? As hy alles gedoen het, sodat jy syne kan word, en hy het jou duur gekoop met 'n kosbare prys van sy seun Jesus, hoekom gaan hy jou nou los? Hoekom gaan hy alles doen en nie saam met hom ons alles ook genadiglik skenk nie? Why will he save you and then leave you? Why will he pay a price for you? He chose you first. So why will he leave you now? Hoe is dit dat ons die vyand kan glo, dat God het my eerste lief gekry, hy het my gered, hy het my syne gemaak, hy het my gekoop, hy het my gereinig, hy het my gewas, hy het my skoon gemaak, hy het my gevul met sy gees, hy het my gekleer met skoon klere, en nou los hy my, sê nou maak jy maar die hemel, kyk hoe kom jy daar uit. Vanmorgen, hy het jou gekies. Hoor wat hy hier so sê. My vriend wat ek uitgekies het. Jy wat ek gegryp het van die eindes van die aarde en van sy uithoeke geroep het. En ek sal aan jou sê, jy is my knegt. Jou het ek uitverkies en ek het jou nie verwerp nie. Ek wil vanmorgen vir iemand sê, ek het hierdie, terwyl ek dit lees, dit ervaar, ek moet dit laat uitstaan. God sê vanmorgen, ek het nie my rug op jou gedraai nie. Ek het jou nie verwerp nie. Moenie laat dit waardeur jy nou gaan, jou laat voel dat God het my verwerp nie. Ek wil vanmorgen vir jou sê, God sê vanmorgen vir iemand, ek het jou uitgekies en ek het nie jou verwerp nie. Ek het nie my rug op jou gedraai nie. Ek het nie toegelaat hierdie goed wat gebeur. It's not in my will, but my will come to pass. I will lift you out of this. Dit is my wil, dat jy uitgelig moet word teen elke ding wat die vyand teen jou gebring het. Ek wil vanmorgen vir jou sê, die Here sê, ek het jou uitgekies en ek het jou nie verwerp nie. Daarom moet jy nie bevrees wees nie. Hy sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie. Wanneer sal mens angstig rond kyk? Wanneer ek deur goed gaan. Moenie angstig rondkyk nie. Moenie laat die vyand jou laat voel, ek het jou verwerp nie. Moenie laat die vyand jou laat voel, daar's nie meer 'n roeping op jou lewe nie. Is dit nie van die goed wat gebeur wanneer ek deur die storm, Here, is my roeping nog reg? Het ek nie ergens God geval nie? Het God my nie verwerp nie? Het God nie sy gees van my al weggevat nie? Dan kom al hierdie goed wat God jou aanspreek. Hy sê nie, maar ek het jou uitgekies. Ek het jou nie verwerp nie. Ek het jou geroep. Jy is myne. So moenie angstig rond en wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Nou kom God en hy doen hierso 4 dinge. Hy sê, ek versterk jou. Ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand, so hy red jou. So hy kom om jou te versterk. Wie het versterking nodig? Iemand wat krag het? Nee, iemand wat moeg is. Wie het ondersteuning nodig? Iemand wat op 'n plek kom sê, Here, ek weet nie meer wat ek kan doen. Here sê, kom ek ondersteun jou. Sê, ek kom om jou te help, ek kom om jou te ondersteun, ek kom om jou te versterk, sodat jy gered kan word deur my reddende regterhand. Hulle almal sal beskaam staan en in die skande kom wat oor jou toornig is. En hulle sal word soos niks en jou teeparty sal omkom. Ek wil vanmôre vir die Here, vir jou sê, God sê vanmôre vir iemand in hierdie plek, en ek sluit hiermee af, dat die Here sê, ek is met jou, ek het nie jou gelos nie. Ek het nie my rug op jou gedraai nie. Moenie laat die omstandighede waardeur jy gaan 'n maatstaf is waarmee jy God se goedheid meet nie. Moenie hoe jy nou voel gebruik as 'n maatstaf
van hoe God oor jou voel nie. God loves you. Is dit God se hart dat ons deur hierdie goed gaan nie? God verlustig hom nie. Hy sê, ja, God versoek nie deur die kwaad nie. Elke goeie gawe kom van bo af. Maar ons is in 'n wêreld wat stikkend is. Ons het mense wat keuses maak. Ons het goed wat verkeerd gaan. Ons het 'n vyand nog by dit alles ook, wat ook nog rondloop soos 'n brullende leeu. Maar omdat hy leef, sien 'n kans vir môre. En ek wil hê met op jou voete staan saam met my daar waar jy is. En ek wil vanmôre jy moet as jy in hierdie gat is vanmôre, wil ek jy moet dit bely nou en sê, my God is goed. My God is goed. Here, dankie dat begin om net dankie te sê. Al voel jy nie so nie, begin nou dankie te sê dat hy met jou is. En as hy saam met jou is, moenie vra Here, wys my hoe om hier uit te kom nie. Sê net, Here, ek volg U. I'm just following Jesus. Here, ek kom vanmôre en ek sê dankie vir die woord, dat U vanmôre aan ons kom bevestig het, maak nie saak waar ek is nie. Dawid sê dit, Here, al maak ek my bed in die doderyk, tot daar sal U my kry. Al gaan ek van U tot in die verste lande, Here, ook daar sal U my kry. Al gaan ek tot by die uiterste van die planete, ook daar sal U my kry. Waar sal ek kan weggaan van die teenwoordigheid van God? Dankie dat U ons nie gelos het nie. Dankie dat U vanmôre iemand se roeping kom bevestig. Dankie dat die Here vanmôre vir iemand, ek ervaar dat die Here praat met iemand, sweef soos 'n arend, soos arendvlerke. Daar is 'n woord daarin vir jou in jou bediening, en dit het te doen met vlerke en soos arendvlerke, en dat die Here vanmôre vir jou sê, it's time to rise. Dit is tyd om jou vlerke te sprei, dat jy sal opstyg deur die wind van die Heilige Gees wat jou gaan optel vanmôre. It is time to spread your wings, en daarmee bedoel ek nie, jy gaan weg nie. Ek vlieg na ander. Ek praat van God sê, it is time to spread your wings in faith in the calling that God has called you for. God sê, jy het lank genoeg hier onder op die grond gesit. God wil jou optel vanmôre. Here, dankie vir U woord. Dankie vir U bevestiging. Dankie dat die Here vanmôre getrou is. Ek kom nou teen elke leuen van die vyand wat vir mense sê, it's over. Daar's nie hoop nie, daar's nie 'n deurbraak nie. Ek kom vanmôre teen elke emosionele uitputting. In die naam van Jesus kom ek teen elke gees van depressie, angs, vrees, benoudheid. In the name of Jesus, I command every spirit, elke gees van vrees, om te gaan in die naam van die Here. Here, U het nie ons 'n gees gegee van vreesagtigheid nie, maar van liefde en van krag en van selfbeheersing, oorwinning. Lord, I speak victory over every person. Ek bid vanmôre dat elke ene uit die leeukuil uitgelig sal word. Ek bid vanmôre dat die bekke van die leeu's gestop gaan word. Ek bid dit nou, Here, dat hulle wat om die kinders van die Here brul vanmôre, every lie, every deception, every fiery dart, in the name of Jesus, I come against this. Here, en ek bid dat U nou net, Holy Spirit, is stir up faith in people. I pray that You will stir up your faith in people right now to stand up and say, I know, ek weet my verlosser leef. Ek weet my verlosser leef. Ek weet my verlosser leef. In Jesus naam, ek eer U daarvoor.